Goeiemôre aan almal wat hierdie video van die huis af kyk. Ons het vanoggend 'n meditatiewe diens in die kerk gehad. En deel van die meditatiewe diens was lang oomblikke van stilte of rustige musiek. En dit gaan nie lekker werk op die video nie. So wat ek gaan doen is, ek gaan by elke slide waar ek aankondig wat ons volgende doen, gaan ek ook 'n tydgleef bysit wat aandui min of meer hoe lank hierdie moment vat. Nou hierdie tydgleef wat ek in hakies gaan sit, is net 'n voorstel. Jy kan dit korter doen as jy regtig wil, jy kan dit ook baie langer doen as jy wil. Dis sommer maar net 'n riglyn, min of meer die tyd wat ons in die kerk gebruik het. So ek hoop julle kan iets hiervan ervaar en geniet by die huis ook. En mag dit vir julle ook 'n geseënde ervaring wees. Lekker dag. So volgens meeste van ons liedere sittende sing. So ons sing eerste lied nommer 221, maar met ander woorde. Die woorde wat ons gaan sing is: vul ons Here met die vrede, U alleen o Heer is heilig. Wat ons dan volgende gaan doen, word genoem 'n sentrerende gebed. Dis iets wat ons help om ons gedagtes en ons emosies op God te rig. Hoe dit werk is, jy stel jou gedagtes op een spesifieke tema. Dit kan iets fisies wees, miskien kry jy die prentjie van 'n boom, of 'n lig, of iets in die natuur, of dit kan 'n emosie wees, geluk, vrede, saligheid, tevredenheid. Of dit kan 'n konsep wees, genade, barmhartigheid. Wat dit ook al is wat jy voel by jou opkom, wil ek hê, dink daaroor. Jy kan dit saggies fluister of net in jou gedagtes herhaal. Ons gaan 'n paar minute hiervoor gee. As dit gebeur dat jou gedagtes miskien skuif na die alledaagse goed toe, die goed wat vir jou stres bring, die goed wat jou bekommerd maak, of sommer net enigiets anders, dan wil ek hê, sien in jou gedagtes hoe daai goed soos 'n blaar op 'n rivier net so wegdryf totdat dit nie meer in jou oë is nie. En as daar 'n volgende gedagte is wat jou pla, presies dieselfde. Hy dryf net so uit jou gedagtes uit en jy kom terug by die een enkele ding wat jy voel die Here vir jou gee. Ons gaan vir 'n minuut of 2 stil word, fokus. En jy mag dit fluister net in jou gedagtes herhaal. Miskien gebeur dit nou dat jou gedagtes jou vat na iets wat nie vir jou lekker is. Miskien is daar 'n skuldgevoel, iets wat jou spyt is of jammer is. Wil ek hê jy moet in jou geestesoë sien hoe God, ons Vader, daai fout van jou, daai iets wat jy gedoen het,
en sy hande toevou. En wanneer hy sy hande oopmaak, dan is dit weg. Dit is vergewe. En al wat oorbly, is die nuwe lewe, die nuwe genade wat hy vir jou gee. So as daar gedagtes was by jou, van goed wat jy weet jy moet laat staan, goed wat jy verkeerd gedoen het, beleef God se genade. Die woord leer vir ons dat die standvastige liefde van die Here nooit sal ophou. En dat sy genade nooit op die einde kom. Dit is elke oggend nuut. Elke oggend nuut. Kom ons sing saam, Jesus, o dink aan my. En daarmee stel ons vertroue in die Here. Ons gaan nou saam met God se woord ook soek om te hoor wat hy vir ons sê. Ons gaan kyk na Psalm 147. As julle miskien nie 'n Bybel naby het nie, dis welkom om julle fone te gebruik, probeer maar om nie enige van julle ander apps oop te maak terwyl julle in die woord is nie. Andersins is julle welkom om 'n bietjie nader te skuif. Ons het ongelukkig die woorde redelik klein gemaak om alles op die bord te pas. Want wat ons gaan doen volgend is, ons gaan hierdie hele Psalm lees en van daar af gaan ons in kleiner dele werk. Eers kyk na sekere blokke verse en daarna na enkele verse. Ek gaan dit nie vir julle gee nie. Julle gaan self by die Here hoor. Wat is dit wat hy wil hê julle op moet fokus vandag? So ons begin met die hele stuk. Ons lees dan al hoe kleiner tot ons later by net 'n vers kom. En dit is vir elkeen van ons uniek. Ek gaan vir ons die hele Psalm lees. En dan van daar af gaan ons hierdie musiek hê en julle gaan stuk al hoe kleiner lees. Psalm 147 begin met die woorde: Prys die Here. Dit is goed om tot lof van God te sing. Dit is 'n genot om die loflied te sing wat hom toekom. Dit is die Here wat Jerusalem weer opbou, wat die verstrooides van Israel bymekaar bring. Hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. Hy besluit oor die getal van die sterre
en gee elkeen 'n naam. Ons Here is groot en magtig, sy kennis is onbegrens. Die Here laat die hulpeloses weer opstaan, maar die goddeloses verneder hy tot in die grond. Sing vir die Here 'n danklied. Sing tot eer van ons God, met begeleiding van die lier. Hy oordek die hemel met wolke, hy voorsien reën vir die aarde, en laat gras op die bergland uitspruit. Hy gee aan die diere hulle veiding, en versorg die jong kraaie, wat om kos skreeu. Die Here het niks aan die krag van 'n perd, of die liggaamskrag van 'n soldaat nie, maar hy stel prys op die wat hom dien, die wat hulle hoop vestig op sy trou. Loof die Here, Jerusalem. Prys jou God, Sion. Hy het die sluitbalke van jou poorte sterk gemaak, jou inwoners geseën. Hy het in jou grondgebied vrede gegee, jou met die beste graan gevoed. As hy die aarde 'n bevel gee, word dit vinnig uitgevoer. Hy gee sneeu, so wit soos wol. Hy strooi ryp uit, soos as. Hy laat haalstene reën. Wees bestand teen die koue wat hy uitstuur. Maar op sy bevel smelt alles neer. As hy die warm wind laat waai, dan loop die waters. Hy maak sy woord aan Jakob bekend, sy voorskrifte en bepalings aan Israel. Dit het hy vir geen een van die ander nasies gedoen nie. Hulle ken sy bepalings nie. Prys die Here. Ons lees in die Psalm iets van God se mag. Ons lees iets van sy voorsiening. Ons lees iets van sy regverdigheid en sy goedheid. Ons gaan vir 'n paar minute die hele Psalm bestudeer. Lees hom 'n paar keer deur op jou eie tyd en jou eie spoed. En dan sal ek vir ons sê, as ons na sekere dele gaan begin kyk. Maar kom ons lees eers die hele Psalm saam. Van hier af wil ek hoor, of wil ek hê julle moet hoor of die Here vir julle sê, is daar 'n spesifieke blok van hierdie teks wat uitstaan, wat jou gedagtes oor en oor vang. Die Bybel is so opgedeel, en op die bord ook, in die volgende blokke, verse 1 tot 6, 7 tot 11, 12 tot 20. Miskien is daar een van hulle wat vir jou sterk staan. As jy as gesinne saam kom in kerk, dan mag jy ook met mekaar deel en sê, maar watter een toe word jou aandag getrek. En dan fokus julle vir nog 'n paar minute op daai spesifieke blok. Lees hom oor en oor. Stel julle oop of die Here iets sê daaroor. Ons gaan nog nader lees en oordink. 'n Enkele vers of 'n gedagte. 'n Gedagte kan miskien strek oor meer as een vers, of kan minder wees as 'n vers, kan selfs ook net 'n woord wees. Iets wat vir jou spesifiek uitstaan. 'n Gedagte. Iets oor die Here, iets oor jouself. Nee, ons moet gelyktydig sê waar moet ons fokus. So op dieselfde oomblik, ek vertel tot 3. As dit 'n vers was, dan sê jy die vers se nommer. As dit 'n gedagte is, dan sê jy die gedagte. 1, 2, 3. Sy trou.
So dis elkeen iets by die Here gehoor. Elkeen van ons iets uniek. Nou moet jy hierdie Psalm. Die vraag wat ons vra is, glo ons dit? Vertrou ons dit? Glo ons wie die Here sê hy is? As 'n deel van ons getuienis van wat ons glo, kom ons sing saam met nommer 519, wat die Here se woorde is, vir ons deel wie hy is en wie ons glo hy is. Ons glo ook ons is geseën deur God en geroep om vir mekaar lief te wees en vir die wêreld daai liefde te wys. So kom ons sing dan saam met lied 526 waar ons sê waar daar liefde is, daar is God. En terwyl ons dit sing, wil ek hê neem 'n besluit. Dink, is daar iemand wat die Here in jou gedagtes sit, na wie toe jy moet gaan om God se liefde te wys? Is daar iemand wat jy moet vergewe? Is daar iemand vir wie jy moet gaan vergifnis vra? Kom ons sing dit saam.
vir ons klaarmaak met 'n paar verse uit Psalm 147, net enkele verse. Terwyl ek dit lees, hoor dat God goed is, dat hy vir jou lief is. As ons klaar is, dan gaan ons reguit oor in die sing van lied 222, waar ons sê, ons loof die Here God. Prys die Here. Dit is goed om tot lof van ons God te sing. Dit is 'n genot om die loflied te sing wat hom toekom. Die Here laat die hulpeloses weer opstaan, maar die goddeloses verneder hy tot in die grond. Ek kan my klank afsit, ek sal hard lees. Sing vir die Here 'n danklied. Sing tot eer van ons God, met begeleiding van die lier. Die Here het niks aan die krag van 'n perd of die liggaamskrag van 'n soldaat nie, maar hy stel prys op die wat hom dien, die wat hulle hoop vestig op sy trou. Loof die Here Jerusalem, prys jou God Sion. Op sy bevel smelt alles weer, en as hy die warm wind laat waai, dan loop die waters. Hy maak sy woord aan Jakob bekend, sy voorskrifte en bepalings aan Israel. Prys die Here. Kom ons sing saam, lied nommer 222. Ons kan staan daarvoor. Ontvang nou die seën van die Here. Mag God die Vader, die Almagtige, Jesus Christus, ons Verlosser, en die Heilige Gees, God, by ons, met julle elkeen wees en bly. Amen.